Ons sit eendag in 'n moslim dokter se kantoor en ons praat sommer so 'n bietjie oor Christendom. Sy weet presies wat ek doen vir 'n lewe. Sy weet ek en my vrou is lief vir Jesus. En sy's 'n moslim en sy glo ook in Jesus. Sy sê vir my, ons glo in Jesus, ons wag vir hom om te kom. Maar ons glo nie hy is die seun van God nie. Ons glo net hy's 'n profeet en hy was 'n boodskapper van God gewees. En sy sê maar, ag, ons almal is anyway mos maar kinders van God. En in daai oomblik byt ek my tong so klein bietjie en ek besluit ek gaan vandag vir haar sê dat dit wat sy nou net gesê het nie waar is nie. Hoekom sal ek dit vir haar sê? Weet in die boek van Judas sê ons moet alles doen om mense uit die vuur uit te ruk. En ek gaan nie net daar sit en glimlag terwyl die persoon wat voor my sit geroep is, in God se beeld geskape, gelykenis geskape is en Jesus se prys vir haar lewe betaal het en sy glo dat ons almal maar net kinders van God is nie. Sy gaan 'n groot verrassing kry as dit is wat haar raamwerk is. So ek sê toe vir haar, nee, ons is nie almal kinders van God nie. Hoe meen jy? Sien jy 1 Johannes of Johannes 1:12 sê net die wat Jesus aangeneem het die mag voorgekry om kinders van God genoem te raak. Sy sê nee, maar daar's mos net een God. Ek sê weer daar's net een God, maar daar's net een pad in tot by daai God. En daai pad se naam is Jesus. Jesus sê jy moet deur die smal weg gaan, nie die breë weg nie. Baie ouens op die breë weg, jy gaan deur die smal weg. Jesus sê hy is die deur waardeur jy moet gaan. Nou verduidelik ek vir. Kom ons sê nou in hierdie kantoor, hier's een deur hier agter my, daar's een venster agter, hier's geen ander pad in nie, of 'n venster of 'n deur. Ek sê nou die ouens aan die buitekant, die pasiënte, hulle kan daar buitekant vir almal vertel, jy is hulle dokter, jy is hulle dokter, hulle gaan nou hier inkom. Maar die realiteit is, as hulle nie op jou boeke is nie, dan kan hulle nie by die kantoor inkom en 'n konsultasie kry, ondersoek word of wat ook al jy doen die binnekant nie, want hulle is nie jou pasiënte nie. Hulle moet eers deur jou aanvaar word om op hulle boeke te kom voordat hulle jou pasiënt kan wees. Net so ook as daar 'n boek van die lewe. As jou naam nie in daai boek van die lewe geskryf is nie, dan stap jy nie net in daai plek in nie. Nou kyk sê my so. Ek sê maar ek vir jou 'n ander verduideliking ook. Sê hier is 'n deur. Hier is die enigste plek om in te kom of die venster. Imagine iemand kom klim deur die venster want hulle wil jou sien. Dan sal jy hulle sien as 'n skelm. Hulle is 'n intruder. Kan nie net deur die venster kom klim, jy kom by die deur in. Maar hierdie deur se naam is Jesus. En die enigste manier om in hierdie kantoor te kom, is om deur daai deur te kom. As jy enige ander manier hier probeer inkom, dan is jy 'n inbreker. En net so ook vandag, as jy op enige ander manier wil in die koninkryk inkom, dan is jy 'n inbreker. Jy kan nie net instap nie. Die enigste wettige manier om in die koninkryk in te kan stap, is deur die deur wat se naam Jesus genoem is. En ek wil jou vandag sê, Jesus sê, niemand kom na die Vader as hulle nie deur hom kom nie. Johannes 14 sê hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand sal na die Vader toe kom as hulle nie deur Jesus gaan nie. En ek wil jou vandag vra, het jy al Jesus aangeneem as jou saligmaker en redder, jou verlosser, die koning van alle konings, koning van jou lewe, nie koning wat jy sê jy het dit al gedoen, maar jou lewe is nog vir hom. Weet jy Titus 1:16 sê baie mense bely Jesus met hulle lippe, maar hulle hele lewe ontken hom. Jy's weet Sondag gesê Israeliet, Maandag tot Saterdag sê Filistyn. Eendag lewe jy vir Jesus, volgende dag lewe jy vir jouself. Jesus sê as jy nie jouself verloon nie, is jy nie eens waardig om sy disipel te wees nie. My vraag is, het jy al vandag jou lewe neergelê en sy lewe opgetel? Het jy al vandag Jesus, die redder en koning van jou lewe gemaak? En Jesus sê self, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Het jy vandag al vir God vergifnis gevra vir die goed wat hy jou gevra het om te doen en jy dit nie gedoen het nie? En sal jy vandag 'n keuse maak om Jesus voluit te volg, jou ou lewe neer te lê? Daar's niks daar nie. Dis 'n boring lewe. Jy het alles al getraai op jou eie. Dit het nie gewerk nie. Wil jy nie vandag Jesus 'n kans in jou lewe gee en hom toelaat om 'n groot werk in jou lewe te doen nie? Vader, ek dank U vir elke persoon wat luister. Net daar waar jy is, as jy vandag hierdie kans wil vat, kan jy God vra vir vergifnis. En dit lyk soos Jesus, ek vra U vandag, vergewe my. Heilige Gees, was my skoon en kom bly in my. Ek kies vandag om U te volg, bo my eie werke, my eie denke, my eie planne. My wil is laer as U wil en U wil is hoër as myne. Ek ken nie U wil nie, maar ek wil dit ken. En vandag Jesus, vra ek U om my te red en my skoon te was van alle ongeregtighede en my te vul met die kosbare, liefdevolle, soete Heilige Gees. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Jy sê vandag jy lewe vir Jesus gee. Hou vas aan hom en hardloop kliphard vooruit vir die koninkryk. Moenie een keer terugkyk nie. Daar's niks in jou ou lewe nie. Die Bybel sê, wanneer jy na Jesus toe kom, dan haal hy jou hart van klip uit, gee jou hart van vlees, hy sit sy gees in jou, en nou dat jy was dood in sonde, nou is jy lewendig vir God. Jy was dood in jou sonde tot nou toe, maar nou is jy lewendig vir God. En ek sê vir jou vandag, 11 jaar later, was nog nooit 'n dag spyt dat ek Jesus gevolg het nie.
Mag die Here jou seën. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like op dit, comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.